Ek wil vir u lees uit Matteus 16 uit. Die hoofstuk daar is die belydenis van Petrus. Sê toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die seun van die lewende God. Wie sê julle is ek? Vandag is Vrouedag. Dis 'n dag wat begin het op die 9de Augustus 1956. Toe 20.000 vrouens gestap het na die Uniegebou toe om aan die stryding petisie te oorhandig. In 1994 het dit 'n amptelike erkenning begin kry as Vrouedag. En vandag, of bietjie later, het dit 'n vakansiedag geword. En ek dink ek is dankbaar vir elke vrou in u lewe en in my lewe. Amen. Want as hierdie wêreld net vol arms was, het ons chaos gehad. Maar wanneer ek die Bybel lees, dan sien ek dit was baie keer die vroue wat meer ontvanklik was as wat die mans was. Sê nie altyd, maar dit was. Jesus spandeer 2 tot 3 jaar saam met sy disippels en hulle luister na sy leerlinge. Hulle sien hoe hy duiwels uitdryf, sien hoe hy siekes genees, hoe hy dooies in die dood het opwek,
Melaatses gesond word. Hulle sien en loop op die water. Hulle sien hoe maak hy die storm stil. En hulle het baie dinge gesien. Wonders en tekens. En dan dink ek, hoeveel gesprekke het u al gehoor? En hoeveel gesprekke het ek al gehoor waar mense sê, doen die Here nog wonderwerke? Gebeur wonderwerke nog? En dan sien ek 'n ander tendens ook, as daar iemand aangeraak sou word, of het word publiek gemaak dat 'n persoon is aangeraak, 'n blinde sien, 'n dowe hoor, 'n stomme praat, of iemand staan met 'n rolstoel uit op, of wat ook al, dan stroom mense daarheen. Dan stroom hulle daarheen. As ek net dink aan die ou van Joshua, toe hy nog geleef het, ek weet nie hoeveel mense het so toe gevlieg. Maar dit gaan oor gesond maak. Ek wil môre vir jou sê, die grootste wonderwerk is iemand wat sy saak met God regmaak. Ek het hierdie week 'n gesprek gehad, baie interessante gesprek gehad met 'n paar mense wat sê, hoekom gebeur wonderwerke nie meer in die kerk nie? Hoekom gebeur wonderwerke nie meer in die kerk nie? En my eerste reaksie was, hoekom moet wonderwerke net in die kerk gebeur? Die Here my God bly nie hier agter u, weet dat jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, en waar jy gaan, daar gaan God ook. Hy is alomteenwoordig. Hy kan iemand genees hier buitekant. Hy kan iemand genees in 'n parkeerarea by 'n shoppingsentrum. 'n inkopiesentrum. Die Here werk nie net waar ons hier in die kerk is nie, nee, hy werk waar ons ook enige ander plek is en ons staan met gesag en autoriteit in sy naam. So daarom is my eerste gedeelte van my antwoord gewees, man, moenie die Here beperk net tot 'n God wat in die kerk iets doen nie. Maar jy sien die belangrikste ding is dat die Here moet in jou lewe iets doen. En as die Here in jou lewe iets doen, dan kan jy enige ander plek, kan jy daai boodskap gaan uitdra. Met die skrywe van hierdie gedeelte of die gebeure toe dit hier afspeel, dat Jesus gebeur het sy tyd vir sy lyding en sy kruisiging is voor die deur, is naby. En hy vra hierdie disippels, julle, wie sê julle is ek? Jesus vra hulle nie wat hulle by hom geleer het nie, wat hulle oor hom geleer het nie. Hy vra hulle nie wat dink hulle nie. Wat dink julle van al die wonderwerke en die tekens en die goed wat ek gedoen het nie? Nee. Hy vra nie oor daardie dinge nie. Hy vra hulle, wie sê julle is ek? En hulle kon geantwoord het dat Jesus is een of ander rabbi of 'n leermeester en iemand wat baie wysheid het. Hulle kon geantwoord het dat hy 'n profeet en al daardie dinge. Ander mense het ook gesê, ja, dit is Elia of Jeremia en sê, wie sê julle is ek? En Petrus kom en hy antwoord en hy sê, u is die Christus. U is die Seun van God. En nou wil ek sommer net hier ook sê, as jy die lidwoordjie die uithaal, dan haal jy iets belangrik uit hierdie antwoord uit. Hulle kon gesê het, u is Christus. Hulle kon gesê het, u is Seun van God. Maar hy kom en hy gebruik die woordjie die, om spesifiek te wys. Dis die Seun van God, daar is nie 'n ander Seun van God nie. Dit is Christus, of die is Christus. Daar is nie 'n ander Christus nie. En ons weet die Bybel sê, daar sal baie valse Christusse wees. Hierdie antwoord was geweldig belangrik geweest, en is vandag nog belangrik, en ons behoort onsself die vraag af te vra,
wie dink ek of wie sê ek is Jesus Christus? Nie wie weet ek nie wat het ek geleer nie. Maar as ek ten volle oortuig daarvan, hy is die Christus, hy is die Seun van God. Met ander woorde, toe Petrus hier sê, U is die Christus, toe sê hy, U is die beloofde koning, wat vir ewig koning sal wees. Daardie woord wat gesê, Dawid sal, daar sal op sy troon sal altyd 'n koning wees, dis waar. Hulle kon gesê, hy is die verlosser wat gekom het om mense te verlos van die loon van sonde, naamlik die ewige dood. Hulle kon gesê, ja, hy is die een wat blindes laat sien, en dowes laat hoor, en stommers laat praat, en lammes opwek, en selfs dooies kan opwek. Maar hulle sê nie, hy is die gesalfde van God, met ander woorde, hy is die een wat deur God gestuur is. Daar's nie 'n ander een deur God gestuur nie. En dit is belangrik dat die disippels moes glo, want hulle moes die evangelie van Jesus Christus verder gaan verkondig. Hulle moes die waarheid van Jesus Christus vat, en hulle moes dit in die wêreld invat, en as hulle nie ten volle oortuig was wie Jesus was nie, het hulle 'n halwe kragtige boodskap gehad. Al het hulle die regte kennis gehad, al het hulle geweet wie hy is, maar hulle was nie oortuig daarvan nie, dan was dit anders. Hulle moes glo. Hulle moes oortuig wees. Dit was belangrik dat hulle geglo het dat Jesus is die Seun van God. En Petrus kom hier en hy maak 'n belydenis, U is die Christus. En hy gebruik die woordjie U. Is die Christus. Daar's geen smoepie van twyfel nie. Christus. Met ander woorde, die beloofde een wat God gestuur het. Bly hierdie belydenis is 'n verklaring. En vandag is hierdie vraag net so relevant vir u en vir my. Wie sê jy is Jesus? In Matteus 14 vers 33 het die disippels dieselfde belydenis gemaak toe Jesus op die water geloop het. Toe hy die storm stil gemaak het. Die disippels het gegaan en het voor hom neergeval en het 'n erkenning gemaak en gesê, U is die Seun van God. En dit is bonatuurlik gesien en dit het hulle oortuig dat U is die Seun van God. En nou sê mense, ons sien nie wonderwerke en bonatuurlike goed in die kerk nie. Broer, ons is dat ons baie wonderwerke en dan baie tekens goed wat in jou lewe gebeur, jy besef dit net nie altyd. In Johannes 6 vers 69 sê die disippels, op 'n stadium wat baie mense hulle rug op Jesus gekeer het en Jesus vra, wil julle nie ook mag gaan nie? En hulle antwoord, daar wie sal ons gaan? Want ons glo en ons erken dat U die Christus is, dat U die Seun is van die lewende God, nie die seun van enige ander God nie, nie 'n Dagon of 'n ander God nie. En u en ek word vandag gekonfronteer met 3 realiteite. Die wêreld en al haar godsdienste het 'n mening, het 'n opinie oor wie Jesus is. Die Bybel leer en vertel van Jesus en sê vir ons baie van Jesus. Menslike opinie, dit wat in die woord staan. En dan die belangrikste is jou eie oortuiging. Wie sê jy is Jesus? Wie is hy vir jou? Is hy vanmôre vir jou die redder, die saligmaker, die verlosser? Is hy vir jou die een wat soos wat ons gesing het, vir jou intree by God die Vader? Is hy die een wat nog steeds wonderwerke kan doen? Is hy die een dat weet jy gaan in 'n dag van benoudheid? Is hy die een wat jy aanroep wanneer dit nodig is? Ons geloof en ons verhouding met Jesus moenie gebou word op wat ander van Jesus sê nie. Ons verhouding en met Jesus moenie gebou word op kennis nie. Baie mense het kennis. Hulle kan jou baie dinge vertel van Jesus wat jy en ek nie weet nie. Maar dit moet gebou word op 'n persoonlike oortuiging van wie Jesus is.
Dit was nie genoeg en dit is nie genoeg dat ons net weet wat die Bybel oor Jesus sê. Ons moet hom ervaar. Kennis is nie genoeg. Jou saak dan ook kennis. En so baie mense wat die Here Jesus nie ken of nie dien nie, het ook kennis. Kennis is maklik, jy kry dit 'n boek uit, jy kan die Bybel lees en jy kennis. Maar dit beteken nie dat daar 'n daadwerklike verandering in jou gees en jou gemoed en daar's oortuiging nie. Dit wat jy self glo. Innerlike oortuiging word sigbaar, my broer en my suster. Deur die keuses wat ons maak, deur die waardes waarvolgens ons leef, deur ons optrede en ons gedrag, deur die vertroue en die lojaliteit wat ons openbaar. Glo jy vanmôre dat God kan mense genees? Glo jy vanmôre dat die Here kan jou gebruik, jou gebed gebruik om 'n verskil te maak? Jy sien wanneer ons begin dink en ons koppel wonderwerke aan mense en mense word verhef en mense kry verering, dan is ons op 'n verkeerde pad. Maar ons moet een ding besef, dit maak nie saak hoe swak en hoe nietig jy is nie. Die Here kan jou gebruik, jy kan 'n instrument in sy hand wees. Jy moet net weet, nie net met kennis nie, maar ook met oortuiging wie Jesus is. Hy is die wonderwerkende Jesus. Deur ons optrede en ons gedrag en die dinge wat ons doen, en die kennis wat ons het, ons kom by 'n plek waar ons nie net weet van Jesus nie, maar waar ons oortuiging het van wie Jesus werklik is. Ek lees statistiek oor hoeveel mense het van die jaar 2000 af gesterf terwille van hulle geloof. Ek lees nie van 'n Petrus nie, en ek lees nie van 'n Jakobus, en ek lees nie van 'n Stefanus wat met klippe doodgegooi is, en al daardie mense wat gesterf het vir hulle oortuiging ten opsigte van Jesus nie. Ek lees van mense wat nou in hierdie tyd waarin ons lewe, en van die jaar 2000 af gesterf het tot hier, en dit is skrikwekkend baie hoeveel mense gesterf en vervolgens. Maar daar was 'n oortuiging in hulle, wat hulle die vrees van die dood vir mense inhou, weggevat het. Hulle het gesê, ek glo dis die seun van God. En soos dit Stefanus van ouds, het hulle gesê, ek sal staan en ek sal bely dat Jesus Christus is die seun van God, en ek sal sterf daarvoor. Want ek het daardie innerlike oortuiging. En nou wil ek vanmôre sê, as jy oortuig is daarvan, dat Jesus is die gestalfde, die gestuurde, wat gekom het en gekruisig is, en wat begrawe is, en wat uit die dood het opgestaan het, en wat opgevaar het in die hemel sit in die regterhand van die Vader, as jy dit glo vanmôre, dan moet jy glo dat hy is ook die een wat by alle mag gees op hemel en op aarde. Dan gaan dit nie oor wie vir jou gebid het nie. Dit gaan oor wie die gebed gehoor het. En as jy daarin oortuiging het, kan jy na die Here toe gaan en kan jy vra. Ek het 'n vriend gehad, hy is oorlede. Hy het nie gehou daarvan om na 'n parkeerarea toe te gaan waar hulle mol parkeer en as hy sien toe ry, dan sê hy altyd, ag Here, ek bid nie vir 'n goeie parkeerplek. Waar 'n ander kar nie my deur gaan krap nie en waar ek baie nader is wat ek soms moet parkeer. Ry nou dat jy in die parkeerarea en dink, as jy die Here kan vertrou vir 'n parkeerarea soos wat Peer gedoen het, dan kan jy die Here ons so baie goed vertrou. Ons wil graag sien dat die Here wonders en tekens in ons midde doen. Is dit nie so nie? Ek dink ons almal wil dit sien. Maar die belangrikste is dat ons oortuig. Want jy sien, jou oortuiging kan jy nie losmaak van wat jy glo nie. Kennis bring ons by 'n plek waar ons iets weet. Oortuiging bring ons by 'n plek waar ons vertroue ook het. Die disippels se woorde en erkenning en belydenis sê daar in Johannes 6:69, ons het geglo. Ons het geglo, toe hulle die wonderwerk sien, toe hulle sien Jesus loop op die water en maak die storm stil. Ons het geglo dat U is die seun van God. En hy sal ander skrifgie wat sy salig is hy wat glo sonder dat hy gesien het.
En daarom is ons ingesteldheid nie op wonders en tekens nie. Dis wonderlik as die Here iemand aanraak wat siek is. Dis wonderlik as die Here iemand aanraak wat nodig het om aangeraak te word. Maar dit begin by jou. Dit begin by my. Glo ons. Hy is die Seun van God, die een met wie alle mag het. Hy is die hoof van hierdie gemeente. Ek weet nie of ek het al vir julle gesê het nie, maar ek het dit Dinsdag aan 'n groep studente ook gesê. Ek het geleer in my lewe dat as daar iemand is wat moeilikheid gee. Kom ek gebruik maar my ou voorbeeld en asseblief as jou naam nou moet instem met die naam wat ek nou gaan doen, vra verskoning, dis nie persoonlik nie. Maar jy kry die Mouras, die Heilas en die Klaras. Want as hulle nie mou nie, dan huil hulle of hulle kla. Het ek dit al vir gesê? Ons kry daai mense ook. En dan kry jy nog die hetties. Ek het nie lus, ek het nie tyd, ek het nie krag, ek het nie energie nie en wat ook. Daar's baie van hulle. Maar my broer en my suster, dinge verander wanneer jy 'n oortuiging het van wie Jesus is en jy glo wie hy is, dan begin jou gesindheid en jou denke en alles begin verander en dan gaan dit nie meer oor al hierdie ander dinge nie. Maar in elk geval, ek sê dit vir hulle. Wanneer jy met so mense in jou bediening te doen kry, dan gaan jy na die Here toe en jy maak net die volgende erkenning en jy bid net die volgende gebed. Here, hierdie Maura, hierdie Heila, hierdie Clara en hierdie Hetty is u kinders. Hulle behoort aan u gemeente en Christus is die hoof van hulle. So Here, asseblief sorteer hulle uit. So as jy op enige stadium in jou lewe voel jy is uitgesorteer, het iemand miskien vir jou gebid. Die Grieks gebruik twee woorde. As jy ons het geglo, met ander woorde, ons het tot geloof gekom. Ons het tot oortuiging gekom. En dan sê hy, ons het erken, met ander woorde, ons het tot die weet en tot die kennis gekom. Kennis bring miskien vir jou erkentenis, maar geloof bring jou by belydenis. Van dit wat jy werklik glo. Die disippels het geloof gehad. Hulle het geloof gehad dat Jesus Christus die Seun, die Christus en die Seun van God is. En dit het gebeur deur dit wat hulle gehoor het. Want ons moet ook onthou dat geloof kom deur die gehoor. Hulle het gehoor dat van Jesus. En mense het gehoor van die wonderwerke wat hy doen. En mense het gehoor van alles wat plaasvind, belaatses wat genees word en dooies wat in die dood het opstaan en al daardie dinge. Hulle het dit aanvaar tot so 'n mate dat hulle vertroue in Jesus gekry het, vertroue in hom gehad het. Hulle geloof, hulle vertroue in Jesus het hulle lewens beïnvloed, het hulle denke beïnvloed, het hulle gedrag, hulle waardes en alles verander. En die vraag vanoggend is wie sê die mense dat Jesus is? Want mense het baie opinies en mense sê baie dinge ten opsigte van wie Jesus is. Gaan nie oor wat mense sê wie Jesus is nie, dit gaan vanmôre oor wie sê jy is Jesus Christus. Wie is hy vir jou in jou lewe? Iemand het eendag vir my gesê, ek wens ek kon soveel geloof gehad het soos pastore. Ek sê, wow, stop. Selfs ook Petrus was klein gelowig. En ek kan myself nooit vergelyk met 'n Petrus. Maar sien, as jy 'n waarheid in John Ortberg het dit geskryf, hy het gesê, as jy die water beloop, moet jy die boot klim. As jy werklik wil sê, ek glo Jesus, dan moet jy nie net daar sit en sê, Jesus, asseblief, laat my loop nie. Nee, jy neem die besluit, jy neem die aksie, ek sal hom volg, ek sal in die boot klim en ek sal op die water loop. Maar die oomblik toe Petrus klein gelowig word, en die storm hier rondom kyk, toe gebeur die wat hy gevrees het. Hy sink. Gaan nie vanmôre net oor wat sê die Bybel ten opsigte van wie Jesus is nie. Maar dit gaan vanmôre oor wie sê jy vanmôre, wie sê ek vanmôre is Jesus.
Is ons oortuig van wie Jesus werklik is? Is ons oortuig van sy vermoë? Is ons oortuig van sy krag? Is ons oortuig daarvan dat hy kan vandag nog siekes genees? Is ons oortuig daarvan dat hy kan vandag nog siele red? Is ons oortuig daarvan dat hy kan kerke volmaak deur die leiding van die Heilige Gees en deur die mens wat hy gebruik? Is ons oortuig van wie Jesus werklik is? Want jy sien, ons oortuiging van wie Jesus is, bepaal hoe ons Jesus volg en dien. Bepaal van wat ons doen. As hy lewe hier in jou hart, dan hoor 'n mens dit as jy praat. As hy lewe in jou hart, dan sien 'n mens in dit wat jy doen. Waarlik, dis 'n man en 'n vrou wat glo in Christus. Wat glo dat Jesus is die seun van God. As elkeen van ons vanmôre gekonfronteer moet word met die dood, omdat ons bely dat Jesus is die Christus en hy is die seun van God, hoeveel van ons gaan staande bly tot die dood? En dan lees ek oor al hierdie mense wat sterwe in Christus ter wille van dit wat hulle glo en hulle bely. En hulle sterf wreedaardig. En ons moet nie net dwaal in 'n illusie wees, dit gebeur vandag nog in lande soos Sri Lanka. En baie van hierdie ander lande, as jy gaan kyk na geopende deure wat hulle sê ten opsigte van hoeveel mense sterf vir hulle geloof in verskillende lande, dan is dit 'n skrikwekkende syfer. En ek kan dit verstaan, want jou vyand wil nie hê dat die Christendom moet groei nie. Want hy weet dat Jesus is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, en almal deur Christus kry versoening met die Vader en gaan hemel toe. Maar ons oortuiging van wie Jesus is, bepaal hoe ons hom volg en dien. Dit bepaal hoe ons hom gehoorsaam. En ek maak 'n onderskeid vanmôre tussen dit wat jy weet en dit waarvan jy totaal oortuig is. Om te glo dat Jesus is die Christus, om te glo dat Jesus is die seun van God, volgens Romeine 10 vers 9, is ook om sy gesag te erken. Sy gesag in jou lewe te erken, sy gesag oor jou lewe te erken. Hy vra op jou plek, hoekom sê julle vir my, Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. En dan kom hy in hierdie gedeelte en hy sê, salig is jy, en hy praat met Petrus, salig is jy, geseënd is jy, oor dit jou oortuiging is. My broer en my suster, as dit ons oortuiging is, dan kan ons ook vanmôre staan en sê, ek maak staat op die seëninge van die Here. Want dis die seëninge van die Here wat ryk maak en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Kyk ons dan Lukas 2 vers 11, dat om te glo dat hy is die een deur wie God vir ons verlossing bring. Dan raak jou verlossing vir jou 'n werklikheid. Ek praat met iemand en die persoon begin sommer huil. Skoon my dat ek tranerig raak. Maar jy sien die emosie oorweldig daardie persoon, omdat hy weet wie Jesus is en Jesus leef in sy hart. Dis 'n realiteit, dis 'n werklikheid. Dis om oortuig te wees dat Jesus is volgens Johannes 14 vers 6, die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die een wat vir jou 'n plek voorberei. Hy is die een wat vir jou gesterf het sodat jy met die Vader versoen kan word. En al daardie dinge wat ons weet, behoort ons voetstappe terug, behoort ons denke terug, behoort ons lewens terug. Om seker te wees dat jou hoop op ewige lewe is in Christus en om seker te wees van ewige lewe. Ek het al gehoor mense sê, maar hoe kan ek seker wees? Hoe kan ek seker wees? Kan ek nou seker wees? Nee, niemand kan seker wees nie. Jy gaan eers eendag seker wees wanneer jy in die hemel kom of wanneer jy nie daar kom nie. Werk nie so nie. Jy kan nou hier weet. Ek het my hart en my lewe vir Here Jesus Christus gegee. Ek erken hom as die seun van God. Ek aanbid hom en ek dien hom as die Christus, die gesalfde, die gestuurde, die Messias, die verlosser, die redder. Hy is al daardie dinge vir my. Hy is ook die een op my plek, maar ek weet,
Ja, maar jy weet ons as mens doen nog dit verkeerd en dit verkeerd. Ons moet nie volhard in die sonde nie, maar wie wat die Here vergewe. So om seker te wees dat hy wat in die regterhand van die Vader is, ken jou ook. Want het jou die naam geroep, met jou naam is sy handpalm gegraveer. Die probleem by die vanmorgen ken hy ons nie. Hy ken ons. Elkeen. Die vraag is vanmorgen, ken ons hom? Wie groei jy vanmorgen, my broeder en my suster, is Jesus. Jy het hy vir iemand gebid te sê van soos volgens jou geloof, soos sal het wees. Jesus is vanmorgen die groot genees. Hy is vanmorgen nog die redder. Hy is ook vanmorgen die zaligmaker. As ek die woord zaligmaker gebruik, dan dink ek daar nie by, maar hy is ook al oorlede. Het sal by die kerkgebouw eendag deur die plafon geval, ek is so geskrik, maar gelukkig het Daniel ook geskrik, want nie seer gekregen. Want Daniel sal by die kerk kom en sê, kan ons nie daai liedjie sing? Hulle noem hom zaligmaker. Dis sy regte naam. Ken jy daai liedjies, lieve? Ek kan ook sê, maar onthou nie dit. Hulle noem hom zaligmaker, maar dit is sy regte naam. Ek wil vanmorgen vir sê, my broer en my suster, as ons vanmorgen hand aan eie boesem moet slaan, as ons vanmorgen na onsself moet kyk, en ons denke en ons alles moet in ag neem, ten opsigte van Christus. Wat is die oortuiging in ons geloof? Wat is die oortuiging in ons geloof? As ons nou die Bybel vat, dan kan ons bewyse en bewyse en bewyse en bewyse van wat Christus als gedoen het toe hier was. En ook selfs voor hy gekom het. En as ons rondom ons kyk, is daar 'n magdom van getuienis. As ons na mekaar begin luister van wat die Here vir jou gedoen het en wat hy vir ander gedoen het. Hoe vorm dit jou denke? Jy sien, ons denke bepaal hoe jy voel. En wat jy voel bepaal ook jou gemoedstoestand tot 'n groot mate en ook wat jy gaan doen. Hoe jy gaan optree. Ek praat nie net so oomblik uit my eie lewe uit. Daar was tyd gewees wat ek werklik waar gesê het, Here, hoe gaan dit wat nie is tot stand kom? Here, hoe gaan dit gebeur wat moet gebeur? Ek het nie idee nie, ek het geen benul nie. Kom oor jy my op, ek weet die Here maak 'n weg. Ek weet die Here maak 'n weg. En ek sing dit, en ek sing dit, en ek sing dit, en ek sing dit, en ek praat dit, en ek praat dit, en ek bely dit, want op die einde van die dag het dit my tot oortuiging gebring, dat die Here maak 'n weg. Daar waar ons nie 'n weg sien, daar maak hy 'n weg. Jy sal nie te staan daar by die see en is bang. Hier kom die Filistyne en die Farao, nie die Filistyne en die Egiptenare. Daar kom hulle aan met al hulle gevegtuig en goeders en hier is die rivier, waar gaan ons nou heen? Ons gaan nooit wegkom nie. En die Here maak 'n weg. En daai selfde weg gee vir hulle ook vir hulle toe die water oor die Egiptenare spoel. Gister, vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Hy is nie 'n aannemer van persoon nie, en ek is nie arrogant of verwaand as ek dit sê nie, maar wat die Here vir Abraham gedoen het, kan hy vir jou en vir my doen. Wat die Here vir Moses gedoen het, kan hy vir jou en vir my doen. Wat hy vir Elia en Elisa gedoen het, kan hy vir jou en vir my doen. Dit wat hy vir Dawid gedoen het, kan hy vir my en vir jou doen. Dit wat hy vir Samson gedoen het, kan hy vir jou en my doen. Dit wat hy vir Petrus en Paulus en al hierdie mense gedoen het, kan hy ook vir jou en vir my doen. Ons moet net kom by 'n volle oortuiging van wie Jesus is. En dan glo ek. Want daar is dit vers, Lukas 1 vers 37, by God is niks onmoontlik nie. Die afgelope tyd sit ons met mense wat siek is. John is in die hospitaal en 'n operasie kry. Dan die Bob is in die hospitaal. Ons sal nog hoor wat met daar gebeur. En Lorenzo was in die week wat verby is, was sy nie te lekker nie. Joe Barry was siek geweest. En so kan ek algemeen 'n klomp name noem.
van mense wat aanraking van die Here nodig het. En ons mense wat besigheidsgewys regtig die een teerslag teen die ander beleef het. Mense wat finansiëel gewys ervaar het, nou raak dit te veel. Ek wil vanmôre sê, hy wat op die water geloop het, hy wat die blinde laat sien het, hy wat die melaatse gereinig het, hy wat die karre laat volmaak het van die weduwee, hy wat vir die gestorwe Lazarus gesê het, kom uit, is vandag nog dieselfde. En hy is jou God, en hy is my God, en hy is die Christus, en hy is die Seun van God. En as jy jou geloof vir hom kan stel, sal hy 'n wonderwerk in jou lewe ook doen. En hy doen dit baie, ons sien dit met Jan tot raad. Ek wil afsluit, ek weet nie of julle weet wie is Neville Goldman nie. Neville Goldman is 'n kleerlingpastoor. Hy was 'n satanist. Hy het in die kerk ingegaan en hy daar gesit, kom ons moet hom maar bid, om dienste te ontwrig. En hy het daar ingegaan en dan het hy ook, byvoorbeeld sal hy in die bank opgestaan het en gesê, ja, maar hierdie pastoor maak so, of hierdie kerk maak so, en uitloop, en los die mense daar met al die verkwyfeling en al die dramas en krisisse. Maar hy beland een Sondagmôre in 'n kerk. En hulle gee uitnodig vir mense om vorentoe te kom en te sê, kom ons gaan vir jou bid, die Here kan jou omstandighede verander. En hy stap ook vorentoe. En as 'n 12, 13-jarige seun wat hom kom en sê, kan ek vir jou bid? Hy sê, ja, maar jy eers my sê, jy God al gesien. En wie wat antwoord hierdie kind hom? Salig is die wat glo sonder dat hulle gesien het. Amen. Wat is geloof? Dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons roep daai dinge wat ons nie sien asof dit is. Neville beland in die hospitaal. Hy gee sy hart en sy lewe vir die Here, hy beland in die hospitaal. En terwyl hy daar in die hospitaal lê, kom hy dieselfde siek en hy besoek hom. En hy sê vir Neville die volgende ding, as jy soveel geloof in God stel, en die wonderwerke wat Jesus stel as wat jy in die hospitaalbed stel, kan jy opstaan en loop. En hierdie man het daaroor gedink. En hy besef, moet my nie verkeerd verstaan word, dokters is nodig, hospitale is nodig. Maar die vraag is waar is ons geloof ten eerste? Sien dokter nie, dis nie die hospitaal nie. Dis die Here ons God wat hulle gebruik. En ek wil vanmôre vir julle sê, my broer en my suster. Ek wil vir julle gebed doen. En is nie wat ek bid, en omdat ek bid, wat die verskil is nie. Maar omdat daar 'n God is wat ons weet, en sy seun gestuur het, omdat hy ons lief het. 'n God wat gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie van ons koester. Omdat ons weet, ons gaan na hom toe gaan, sy troon van genade en barmhartigheid genade, en ons sal die regte tyd gehelp word, kan ons vanmôre opstaan en sê, Here, hier is ek. Here, ek het 10 probleme, Here, ek het net 1 probleem, maak nie saak nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, my broer, my suster, as jy vanmôre glo, dat daar die Jesus wat op die water geloop het, en die blindes se oë geopen het, en wat die lamme gesê het, staan op, en wat vir die man gesê het, wat jou bed en loop, daar die Jesus is vanmôre nog die Jesus hier. Hy is nog een in my hart, hy is nog een in jou hart, hy is een in ons gedagte. Hy is hier wat by die Vader sit om ons intree. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, my broer, my suster, as jy dit glo, en daar is 'n saak in jou lewe, ek wil nie vra jou voor te kom, ek wil nie vir 'n bidkamer toe gaan nie. Ek wil vra daar waar jy staan, waar jy sit, staan daar, en jy sê, Here, hier is ek. Ek wil vanmôre my geloof en my oortuiging in U stel vir hierdie saak. Terwyl ek bid, sê jy vir die Here daar saak, is in jou gedagte. Dis waarvoor ek staan vanmôre.
ewige wonderwerkende God is, kan dit in my lewe ook doen. Wat jy vir ander gedoen het, sal jy vir my ook doen. Ek het dit baie in my lewe gebid. Want ek weet, maar aan die einde van die dag, roep ons God aan. En hy sal ons uitred, sê die woord, maar ons moet hom die eer gee. Daar's baie ouens wat eer vir hulle vat wat God moet doen. Dis nie die magtige profeet, of die magtige apostel, of die magtige wat ook al nie. Nee, as God het nie doen nie, te vergeefs. Daar waar jy is vanmorgen, hoe jy staan, het jy saam wat jy vanmorgen voor God wil hê. Geen om wat het is nie. Want ek weet, as 'n God wat kan, as 'n God wat wil, as 'n God wat sal. Vader, ek sien vanmorgen een en elkeen wat staan. Elkeen wat vanmorgen sê, ons is oortuig daarvan, dat wonderwerke en tekens, Here, is nog steeds deel van ons lewens. Dis nie dinge wat op niet gegaan het nie. Here, is net ons geloof en ons oortuiginge wat soms wel 'n bietjie kromskeef is. Maar vanmorgen kom ons, Here, we staan op die waarheid van die woord, we staan op die krag van die woord, wat sê dat as ons jy aanroep, sal U hoor. Here, dat wanneer ons na U troon kom van genade en barmhartigheid, sal U ons hoor en sal U op die regte tyd uitkoms gee. Here, elkeen staan vanmorgen hier vir ander rede. Party dalk weer is geen rede. Here, ons staan vanmorgen omdat ons erken dat U God is. Ons erken vanmorgen en ons bely vanmorgen dat U is die Christus, die Seun van God. Die een wat gesê het, wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen. En daarom vra dat jy die woord waar sal maak in een en elkeen se lewe wat vanmorgen voor U staan. En dat jy 'n verandering sal gee, dat jy 'n ingryping sal gee, dat jy uitkom sal gee. En dat die getuienis groot sal wees. Tot U eer, tot U verheerliking. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.